soos die Here op die hart gelê, Dominee. Goeiemôre liewe vriende. Groet in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Is waarlik 'n voorreg om vanmôre hier te wees en dit sal my altyd so 'n stukkie familiariteit voel as ek hier saam met u is en die kans sal voel tuis, so dis lekker om hier saam met u vanmôre te wees en vertrou dat die Here ons ook ryklik sal seën in hierdie dag en ook naby aan ons sal kom deur sy woord wat ook so tot ons harte kom spreek in hierdie môre. Kom ons sit net so vir 'n oomblik. Laat u goedertierenheid voortduur vir die wat u ken en die geregtigheid vir die opregtes van hart. Geliefde gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, liewe vriende, ons gaan die openingslied net oorslaan. Ons gaan vanmôre begin met die wet en die geloofsbelijdenis. U sal sien later in die loop van die diens gaan ons dinge so 'n bietjie anders te doen vanmôre. Maar ek lees vir ons die samevatting van die wet soos ons dit wel vind in Matteus 22. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Aan hierdie sies tog en jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Liewe gemeente, kom ons doen nou staande belydenis van ons algemene, ongetwyfelde Christelike geloof en dan spreek elkeen in sy en haar hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, leer my die ken al beter, die gehoorsaam kind te wees. Ons gesind van al die liefde en die waarheid vir ons juig. Amen, blyde die evangelie. Amen, bly my hart betuig. Vriende, ek wil u vanmôre nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Psalm 40. Psalm 40, ons gaan daar die eerste 12 verse saam lees. Die opskrif daar: welgeluksalig is hy wat op die Here vertrou. En daai is vir my so 'n pragtige en 'n mooi woord. Die nuwe vertaling, hy druk hom nou uit as gelukkig, maar welgeluksalig spreek van soveel meer as net geluk. Dit is 3 maal gelukkig, dit is wel met my siel, ek is gelukkig in my emosionele toestand en my siel is salig in Christus gevind. Dis 'n ware, diepe vrede wat hiervan gepraat word. En nou sê dit vir ons, welgeluksalig is hy, die persoon, wat op die Here vertrou. Kom ons lees daar saam Psalm 40 vanaf die eerste vers. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluike opgetrek en my voete op die rots gestel. Hy het my gange vasgemaak. En hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoedige en leendienaars nie. Groot dinge het u gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met u vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. U het geen behaag in slagoffers of spysoffers nie, ore het u vir my gegrawe.
brandoffers en sondoffers het U nie geëis nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol, is dit my voorgeskrewe. Ek het lus, o my God, om U welbehae te doen en U wet binne in my ingewande. Ek het 'n blye boodskap van geregtigheid in die groot vergadering verkondig. Kyk, my lippe bedwing ek nie. Here, U weet dit. U geregtigheid bedek ek nie binne in my hart nie. Van U trou en U heil spreek ek. U goedertierenheid en U trou verberg ek nie vir die groote vergadering nie. U, o Here, sal barmhartighede van my nie terughou nie. Laat U goedertierenheid en U trou my altyd deur behoed. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Ek vra vir elke manspersoon wie moontlik om te staan en dan verenig ons saam in gebed. Vader Here, ons eer U vanmôre vir die wonderlike, kosbare voorreg wat ons het om so by mekaar te kan kom, om U woord te mag open, Here, en ook so daardeur U stem te hoor. O Here, ons verlang om te hoor wat U wil vir ons lewens is. Vanmôre lees ons het nie behaag in slagoffers of spysoffers nie, Here, want U het nie behaag daarin nie. U het behaag in ons gehoorsaamheid om te doen wat U van ons af verwag. En Here, vanmôre wat ons alhoewel ons gaan praat oor liedere en sang, wil ons nie ons vir oomblik ons oë van U kom afhaal nie, o Here Jesus Christus. Dat U die middelpunt nie net van hierdie boodskap nie, maar van ons gemeente en van ons harte sal bly. Here, kom nader en kom ontmoet ons ook in hierdie dag en word U ook daardeur verheerlik. Ons bid dit in die heilige, kosbare en dierbare naam. Amen. Nou, liewe vriende, die liedere wat ons vanmôre gesing het vir openingsliedere moes ons eintlik nie, hulle is eintlik vir nou bedoel. Vanmôre gaan ons dinge so 'n bietjie anders doen. Vanmôre gaan ons kyk na 5 kosbare geestelike liedere van die geskiedenis. Maar ons gaan verder kyk as net die mooi liedere en die woorde daar agter. Ons gaan kyk na die diepe getuienis agter hierdie liedere. Want elkeen van hierdie liedere by wie ons vanmôre gaan kom stil staan, is nie maar net 'n mooi lied geskryf uit 'n opgewonde bly hart nie. Nee, dis geskryf uit 'n hart wat diepe droefheid, seer, pyn, vrees of angs beleef het. Dit is uit 'n hart uit geskryf wat nou hulde wil bring aan God vir wie hy is. En daarom is die tema van vanmôre se boodskap wanneer die Here 'n nuwe lied in ons hart kom plaas. Dawid self getuig in vers 4, hy sê, en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van ons God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Musiek speel 'n wonderlike rol in ons lewens. Ons luister dalk as ons in die kar is, op die radio of by die huis. Ons sing wonderlik saam hier by 'n kerk. Maar ek kan ook vir u sê dat dit is die keer wanneer die kind van die Here baie keer die meeste kom jok of lieg. Dis wanneer ons sing. Ons sing nie die woorde van vertroue en afhanklikheid. Ons sing nie die woorde van oorgawe, maar dan stop dit by leë, hol woorde. Hierdie woorde wat ons so sing op 'n Sondag is nie om die tyd te vul of maar net uit gewoonte uit nie. Dis om eer en hulde aan die Here te bring. Daarom, wanneer ons kyk na Dawid ook en hy getuig hierso, sê hy nie dat hy sing hierdie lied uit 'n plek van oorwinning en oorvloed nie, maar juis in 'n tyd van droefheid. Kom rig hy sy hart tot die God wat hom uit die moddersluike van die wêreld kom haal het en sy voete op die rots, wat ons weet Christus is, kom plaas het. Hy sê ek het die Here lank verwag. Dis nie die taal van iemand wat alles maklik gehad het nie. Dis nie die woorde van iemand wie se gebede altyd dadelik beantwoord was nie. Nee, Dawid praat van wag, lank wag. Daardie soort wag waar jou hart moeg raak. Waar jy wonder wanneer gaan die Here regtig ingryp? Wanneer ek weet wanneer God gaan my regtig nou kom help en voorsien. Maar ook kom rig Dawid aan hier en hy sê ook hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep, gehoor. Wat 'n beeld word hier nie vir u en vir my geskets uit Psalm 40 uit nie. 'n Beeld waar die Here wys, hy kom buig neer van ver, hoor hy die geroep van sy kind en hy antwoord sy gebed. Ja, nie dalk in die manier hoe Dawid dit verwag nie. Dalk nie ook op die tyding wat hy dit verwag het nie, maar op die regte tyd in die regte manier. En so, liewe vriende, gaan ons vanmôre kyk hoe Dawid hierdie lied aan God gerig het as 'n getuienis tot God, om eer aan en hulde aan hom te bring. En so gaan ons ook kyk dat hierdie bekende haleluja liedere wat ons so keer op keer sing, wat 'n diepe boodskap waarlik agter dit lê en ook wat dit vanmôre vir jou en vir my as kind van die Here beteken en ook wat dit ons tot aanmoedig. Ons gaan na elke punt, dis 5 punte vanmôre,
soos ek gesê het, ek gaan 'n bietjie die liturgie breek vanmôre, gaan ons dan staan en ons gaan hierdie lied sing. En mag dit dan vanmôre ook 'n nuwe betekenis en verwagting en opgewondenheid in jou en in my hart bring. Die eerste lied wat ons vanmôre gaan na kyk is die bekende lied Genade onbeskryflik groot, of soos die Engels hom sê, Amazing Grace. Hierdie lied is geskryf deur 'n man met die naam van John Newton. John Newton se lewe was nie 'n mooi lewe van die begin af nie. Hy was 'n slaweskipkaptein, 'n harde man, 'n wrede man, 'n man wat genadeloos opgetree het. Ons gaan na die tyd sing, hoor, so. Nie bekommer nie, nie nou te bekommer nie. Ek dink ek vang hulle ook bietjie omkant vanmôre. Newton het later wel in sy lewe op pad met klomp slawe vanaf Afrika op pad na Brittanje toe, bevind hy homself in 'n groot storm. En hier vrees hy vir die eerste keer waarlik vir sy lewe. En hy vra homself hierdie vraag af: as ek nou tot sterwe sal kom, wat sal met my gebeur? Waar sal ek gaan? En daarom op daardie skip herinner hom aan die woorde wat sy ma met hom gedeel het as 'n jong seun, dat hy sy skuiling en sy vrede en verlossing alleenlik in Christus kan vind. En hier kom hierdie slaweskipskaptein, 'n man bekend vir sy wreedheid, genadeloosheid, inderdaad tot bekering. En toe hy uiteindelik daar aan die ander kant by Brittanje aangekom het, getuig dat hy nie langer met hierdie lewe kon aangaan nie. Nie langer op hierdie blinde man spoor van wat hy was nie, want hy was blind, maar nou kan hy sien. Christus het hom teruggebring na sy huis, en hy het waarlik besef wie hy is in Christus. Dis hoekom hierdie lied so kragtig is. Dis nie net 'n mooi melodie nie, dis 'n getuienis. Dis 'n man wat teruggekyk het oor sy lewe en gesê het, ek was verlos, maar ek was verlore, maar God het my gevind. Ek was blind, maar die Here het my weer laat sien. Dit pas direk by Psalm 40 vanmôre wat Dawid self sê, hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die moddersluike uitgetrek. En so pen John Newton het ook neer waar God hom kom ontmoet het, op sy slegste, ver van God af verwyder. Sê liewe vriende, die Here kom ontmoet nie vir jou en vir my, wanneer ons eers reg is en al ons sonde neergelê het. Die baie mense hou hierdie gedagte vas. Eers moet ek met God regmaak, eers moet ek sekere sonde neerlê, en dan kan ek na die Here toe kom. Nee, die Here nooi ons net soos ons is. Hy is die een wat ons reinig, hy is die een wat ons kom skoonmaak, hy is die een wat die blinde oë weer laat sien, en hy is die een wat ons tuis bring, en hy nooi elke verlore siel. Maak nie saak hoe groot van hulle sondaars hulle was nie, maak nie saak wat ons in die verlede gedoen het nie, om te kom net soos ons is. Nie net John Newton getuig hiervan, die Paulus ook. Wanneer hy sê, hy is die geringste van alle sondaars, die Engels sê chief of all sinners, en hy getuig, as die Here dit vir my kon doen het, kan hy dit vir jou ook doen. Dawid sê in hierdie gedeelte, God het hom opgetrek, Newton kon dit ook sê. En elke geredde sondaar kan ook vanmôre getuig en sê, ek was blind en ek kan weer sien. Ek was verdwaal en ek is weer tuis. Ons moet mooi verstaan, genade beteken nie dat sonde klein is nie. Genade beteken dat Christus wel groter as jou en my sonde is. Dat dit maak nie saak hoe my verlede lyk of wat gebeur het nie, maar dat Christus my roep tot 'n nuwe lewe in hom. En daarom of ek al die Here dien vir 'n jaar of vir 20, moet hy so 'n lied soos Genade onbeskryflik groot, vars en nuut in my hart bly. Want wanneer dit kom by die evangelie, moet dit nie iets wees wat agter my is, iets wat ek al lank al ondervind het nie. Nee, daar's die gesegde in Engels wat sê, the gospel, the sinners need it and the saints love it. Wanneer ons die evangelie hoor, of dit vir die eerste of vir die 100ste keer is, moet dit 'n blydskap in my hart te bring. As ek waarlik kan getuig dat ek in Christus is, moet dit woorde wees wat ek met vrymoedigheid kan sing. Woorde wat net weer opnuut my laat besef, dat daardie almagtige groot genade ook aan my, kleine sondaar, verlig en verskyn is. Paulus sê in 1 Timoteus 1:15, Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te red. En dis die boodskap van hierdie lied. Nie kyk hoe goed het ek geword nie, maar kyk hoe groot is God se genade vir jou en vir my. Miskien is daar iemand hier vandag wat vasgevang is in die skuld van sonde. Jy kyk terug en jy sien verkeerde keuses, verkeerde woorde, verkeerde dade, verkeerde paaie wat jy dalk in jou lewe gestap het, en jy dink dalk,
die Here, ek sal my nooit kan vergewe of aanvaar nie. Maar die evangelie sê, kom na Christus toe. Nie omdat jy skoon is nie, nie omdat jy rein is nie, maar omdat hy jou kan skoonmaak, omdat hy jou kan kom reinig, sodat ons hierdie nuwe lied, genade onbeskryflik groot, met vrymoedigheid kan sing, en sê, Here, u genade is groter as my sonde. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied, genade onbeskryflik groot, en mag ons dit sing met passie. Kom ons staan, as die lied sal nou daar op die bord vir ons verskyn. Vanmôre kom stil staan, net so bekende lied, die lied, dit is wel met my siel. En dit is seker een van die liedere met die bekendste agtergronde wat ons al van gehoor het, die lied van vrede wanneer die hart gebreek is. Die tweede lied, dit is wel met my siel, is oorspronklik, it is well with my soul. Die skrywer was Horatio Spafford, 'n prediker van Britannia wat 'n reeks dienste moes gaan aanbied het aan Amerika. Maar dit was in die laat 1800, so dit was nie gou-gou met 'n vliegtuig wat hy kon oorgevlieg het nie, hy moes per skip vir maande geseil het na Amerika toe. Maar so, terwyl Horatio Spafford besig was om nog sake klaar te maak in Britannia, stuur hy solank sy vrou en sy 3 dogters op 'n skip na Amerika toe om hom daar te ontmoet. So net kort tyd voor hy op daardie skip moes geklim het, ontvang hy 'n brief van sy vrou af terug, wat hom in kennis stel dat die skip waarop sy vrou en 3 dogters was, gesink het. En in hierdie vratsongeluk al 3 sy dogters dood is. En hierdie Horatio Spafford, 'n man van God, wat die woord van die Here gepredik het, wat gewys het hoe daar blye hoop en sekerheid in Christus is, sit met hierdie tragedie in sy lewe. In een oomblik draai sy hele lewe om en alles verander. En na die volgende week vind hy homself op dieselfde tipe skip, op dieselfde roete, op pad na Amerika om sy vrou te ontmoet. En terwyl hy op hierdie skip was, het hy baie met die Here geworstel. Baie dinge en sake in sy hart opgekom. Waarom en hoekom? En hoekom hy? En hoekom op hierdie manier? Maar in hierdie tyd wat hy gehad het om af te sonder op hierdie skip, op pad na Amerika toe, terwyl hy op dieselfde roete is waar sy 3 dogters verdrink het, skryf hy hierdie bekende lied. As vrede my pad hierdie wêreld verlig, of as smarte my dreig te verniel, dan antwoord hy, watter lot my ook tref, dit is wel met my siel. Sien, liewe vriende, Horatio Spafford was nie 'n man wat sy pyn probeer wegsteek het en gesê, die kind van die Here moet maar altyd 'n glimlag hê en dit moet goed met hom gaan nie. Nee, maar hy is 'n man wat besef het, dat of dit goed met my gaan en of dit sleg met my gaan, dit verander nie wie my God is nie. God bly goed.
Dis 'n man wat getuig dat alhoewel hy deur die moeilikste, uitdagendste tyd van sy lewe gaan, ondervind hy nou God se vrede. En hier kom 'n groot waarheid te skyn vir ons as kinders van die Here. Die wêreld leer ons om geluk na te jaag. Almal wil gelukkig wees. Maar liewe vriende, geluk is tydelik. Geluk kom en geluk gaan. Dit hang af hoe ons die oggend uit die bed uit opklim, of wat ons lewensomstandighede of toestand is, of daar geluk in jou en my hart is. En niemand kan sê hulle is altyd gelukkig nie. Maar nee, die Here kom beloof nie vir sy kinders geluk op hierdie aarde nie. Maar wat hy wel vir ons beloof, en wat daar wel tot jou en tot my beskikking is as kind van die Here, is iets baie groter en meer wonderlik as geluk, en is vrede. Want sien, liewe vriende, alhoewel geluk van omstandighede afhang, gaan vrede my geluk en my toestand te bowe. Of dit goed gaan met my en of dit sleg gaan met my, kan ek my rus, my vrede in my God kom vind. Dit is wat die boodskap, hierdie lied vir ons oordra. Dat die kind van die Here ten spyte van hoe dit gaan, fisies, emosioneel, geestelik, selfs in hierdie dag, vind jou rus, vind jou vrede in God. Psalm 40 sê hy het 'n nuwe lied in my mond geplaas. Let op, die nuwe lied beteken nie altyd dat die trane dadelik opgehou het nie. Die nuwe lied beteken nie altyd dat die verlies teruggegee word nie. Die nuwe lied beteken dat God vir sy kind 'n getuienis gee, self wanneer dit seer maak. Filippense 4 vers 7 praat van die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. 'n Vrede wat ons nie eens kan begryp of verstaan nie, sê die gedeelte. 'n Vrede wat my hart vul. En nie saam met daai vrede gee hy ook vir ons die persoon, die trooster, die Heilige Gees. Wat ons as kinders van die Here in staat stel om selfs die diepste van seer en grootste van pyn te kan deurmaak. Nie omdat ons wonderlik en kosbaar is nie, maar omdat God ons in staat stel om staande te kan bly. En liewe vriende, so gebeur dit, dat tragedie, seer en pyn, elkeen van ons lewens val. Dalk sit iemand hier vanmôre met groot pyn en seer in hulle hart, met vrae, met 'n gemoed wat omgekrap is. En kan ons draai na die Here en weet, alhoewel ons nie dalk geluk in hierdie dag kan vind nie, kan ons vrede vind. My God lewe. Hy's op die troon. En of dit goed gaan met my en of dit sleg gaan met my vanmôre, kan ek nog steeds sê dit is wel met my siel. Dit is die soort vrede wat in hierdie lied gehoor word, 'n vrede wat nie logies lyk vir die wêreld nie, 'n vrede wat nie sê ek verstaan alles nie, maar 'n vrede wat sê ek vertrou, God is in beheer. Dawid sê in Psalm 40 vind homself in 'n kuil. Ratio Spafford se verlies was werklik. Ons eie harte is ook werklik in die pyn en die seer wat ons in hierdie môre mag ondervind. Die Bybel vra ons nie om ons pyn te ontken nie. Geloof beteken nie jy mag nie huil nie. Geloof beteken jy huil wel by die Here. Psalm 56 vers 9 sê dat God ons trane ken. In Openbaring kom sê dat hy elke traan sal wegvee. Wat 'n wonderlike berusting om te weet dat ons God met ons is, selfs in die moeilikste uitdagende van tye. En wanneer ons 'n lied soos dit is wel met my siel vind, kan ons ook rus vind in God. Dat alhoewel ek nie die antwoord het, en nie altyd weet waarom en hoekom nie, het ek die berusting. God is in beheer, en hy sal my nooit begewe, en my nooit verlaat nie. Kom ons staan, en dan sing ons ook die bekende lied, dit is wel met my siel. Maar nou gaan ek u 'n bietjie uitdaag. In die koor sê dit is wel, en dan 'n tweede keer, dit is wel, met my siel, met my siel. So hier gaan ek u uitdaag. Die eerste, dit is wel, mans. Die tweede, dit is wel, dames. Let maar mooi op, ek sal vir u begeleiding gee van hier vooraf, maar dan sing ons die lied heerlik saam. Kom ons staan. It is well
derde lied vanmôre wat ons kry is die bekende lied Blye Versekering, Jesus is myn. Blessed Assurance, Jesus is mine. 'n Lied geskryf deur 'n jong dame met die naam Fanny Crosby. Hierdie jong dame was blind gebore en het sy nooit sig gehad nie. Maar sy het die predikant in haar dorp ook baie goed bevriend en hulle het baie tyd saam spandeer en hulle het kosbare, wonderlike evangeliese liedere geskryf, oor die 100 waarvoor sy bekend was. Terwyl hy baie keer die woorde neergepen het, het sy by die klavier gaan sit en soos die Here vir die inspirasie gegee het, hierdie woorde kom neerpen en terwyl hy dit neerpen het, sy dit daar op die klavier net in een oomblik vasgestel en begin speel. Die lied Blye Versekering is baie mooi, die melodie deur Phoebe Knapp gespeel. Sy het die wysie vir Fanny Crosby gespeel en gevra, wat sê hierdie melodie vir jou? En Fanny Crosby het toe die gedagte uitgespreek wat in haar hart, wat hierdie lied geword het. Die sekerheid dat Jesus aan haar behoort en sy ook aan hom. Hierdie lied is nie 'n lied van arrogansie nie. Dit is nie 'n mens wat sê ek is seker omdat ek so sterk en wonderlik is nie. Nee, dit is 'n gelowige hart wat sê ek is seker omdat Christus genoeg is. Dit pas by Psalm 40 ook wat ons vanmôre gelees het wanneer dit sê, hy het my voete op die rots gestel, hy het my 'n vaste gang gegee. Die wonderlike versekering dat my hoop en vertroue van die saligheid en ewigheid is nie gebou op my prestasie en meriete nie, maar is gebou op die versekerde werk van Christus. Fanny Crosby was blind, 'n jong dame, kon niks vir haarself verrig of doen nie. Maar sy het hierdie sekerheid gehad, hierdie wonderlike vaste vertroue dat die eerste ding wat sy sal sien eendag met die volgende lewe hierna, wanneer sy haar oë sal oopmaak, sal sy vir Christus sien. Blye versekering, Jesus is myn. Die rede hoekom Fanny Crosby met soveel sekerheid en oortuiging hierdie woorde kon bely het, is omdat sy nie haar vertroue, haar sekerheid in haarself gevind het nie. Sy het nie gesê omdat ek 'n wonderlike mens is nie, omdat ek nie baie sonde in my lewe het en ek goeie dinge doen en maak nie. Nee, sy vind haar blye versekering in Christus en in die volmaakte, perfekte werk van die kruis. Vat in die woorde van Jesus Christus self toe hy uitgeroep het, Tetelestai, dit is volbring. So baie kinders van die Here in vandag se tyd worstel met sekerheid. Kan ek waarlik gered wees? Kan ek waarlik hemel toe gaan? Is ek waarlik 'n kind van die Here? En waar ander gelowe sal leer, jy moet maar hoop. As jy goed genoeg is, dalk, miskien. Sê die woord van die Here uitdruklik vir ons as kinders van die Here, ons kan weet, 'n vaste vrede, 'n vaste sekerheid, 'n vaste vertroue, dat Christus myne is en ek syne. Sy gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is en hy plaas daai vrede in my hart. Saam met dit sien ons ook in 1 Johannes sê hy, hierdie dinge skryf ek aan julle sodat julle kan weet dat julle kinders van God is. En is my so mooi in Johannes 1 vers 12 wanneer dit sê aan elkeen wat die naam van Jesus aangeroep het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Liewe kind van die Here, liewe vriende vanmôre, as ons met ons sekerheid in ons hart sit, moet ons nie probeer ons eie saligheid uitwerk, ons eie planne beraam en ons eie sake en planne uitmaak nie. Nee, maar ons kan kom na Christus net soos ons is. En wanneer ons by hom kom, vind ons ons saak en ons sekerheid in hom en hom alleen. Dis nie meerderheid Christus en bietjie ek nie, maar volkome Christus wat die werk kom doen en verrig in die hart van elkeen wat gewillig is en dit oopstel van hom. Johannes 10 vers 28 sê, en ek gee aan hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dis die blye versekering, nie omdat my hand so sterk aan God vashou nie, maar omdat sy hand my vashou en hy my daarin bewaar. Efesiërs getuig wanneer dit sê ons het die Heilige Gees as onderpand, ons is verseël tot op die dag van verlossing, dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Christus. Miskien sit hier vanmôre iemand wat twyfel. Jy kyk na jou swakhede en jy word dalk moedeloos. Jy kyk na jou sonde en jy wonder of God nog met jou werk. Jy kyk na jou geloof en jy dink dis dalk vanmôre te klein. Maar kyk vandag op, liewe vriend.
Nie na jou en my werk en wie ons is en wat ons gemaak het nie, maar kyk op na die kruis van Christus. Aanskou jou verlosser en aanskou die prys wat hy betaal het. Waar hy die sonde van die verlede, die hede en die toekoms op homself geneem het. En vir elkeen wat na hom toe kom in geloof, kom bied hy vrye vergifnis van daardie sonde. Dat hierdie mooie lied nie maar net 'n lied hoef te bly nie, maar die getuienis vanmôre van ons eie harte. Dat ons nie net hoef te sing nie, maar kan getuig saam met die lied, blye versekering, Jesus is myn. Kom ons staan en sing ons hierdie lied eerlik saam. Baie dankie. Ons voorlaaste lied vanmôre is die bekende lied I have decided to follow Jesus. Ek het besluit om Jesus te volg. Die lied word verbind aan 'n sendeling wat in die vroeë 1800s in China gaan werk het en selfs Noordoos-Indië. Volgens die verhaal het hierdie man tot bekering gekom in 'n gebied waar daar groot teestand teen Christelike geloof was. Hy was vervolg en hy moes in baie maniere skelm en sag sy Christelike geloof uitgeleef het. En so sien ons ook het hierdie man waarlik sy lewe aan Christus oorgegee en besef dat hy nie langer kon stil bly oor wie hy was en vir wat Christus vir hom kon doen het nie. En so sien ons ook in hierdie verhaal is hierdie man later aan gevange geneem, hy en sy gesin, deur manne van Indië, boeddhiste, wat hom toe gedreig het en gesê het, verwerp jou Christus, of ons maak jou familie, jou vrou en jou kinders dood. En hierdie man, terwyl hy op sy knieë staan, en daar 'n geweer tussen sy kop en ook die kop van sy kinders en vrou gerig is, begin hy die woorde sing, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. So het hulle sy 2 kinders se lewe daar geneem. In plaas daarvan om terug te draai en te sê ek is jammer, spaar my en my vrou, sing hy verder en hy sing, you take the whole world but give me Jesus. No turning back, no turning back. So het hulle sy vrou ook voor hom doodgemaak. Kort voor hulle sy eie lewe geneem het, sing hy die woorde, why don't you join me and follow Jesus? En so van hierdie man wat sy lewe afgestaan het, 'n martelaar vir die evangelie geword het baie van daardie boeddhiste manne op daardie dag tot bekering gekom en is hierdie getuienis van sy lewe. Na sy lewe lankal weg is hy, sy vrou en sy kinders geneem is van hierdie aarde. Getuig dit nou vanmôre teenoor ons en ook die eeue in van 'n man wat getrou was aan Christus, ja, self tot die dood toe. Wanneer God 'n mens red, gee hy hom nie net 'n nuwe lied nie, hy gee hom 'n nuwe pad. Dawid praat van gange wat hy kom vasmaak.
Dit gaan oor hoe ek nou stap, hoe ek nou leef, watter rigting my lewe nou ingeslaan moet word. Die Here red ons nie sodat ons maar net in dieselfde ou lewe kan voortgaan nie, hy red ons om hom te volg. En om Christus te volg, om 'n volgeling van Christus te wees, dis nie 'n maklike pad nie. Baie keer wat die wêreld en die sekulêr daar buite dit kom uitspoor, is hierdie lekker, maklike, geseënde, altyd goedgaande tyd. Maar luister na die Here Jesus se woorde self in Lukas 9 vers 23. As iemand agter my aan wil kom, Christus gee die keuse, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Homself verloon. Wat Christus hier sê is, ons prioriteite moet nou verander. Nou gaan dit nie meer oor my drome, my belange, my begeertes nie, maar Christus eerste. En om jou kruis op te neem is vanmôre vir ons 'n mooi beeld. Ons kyk na die kruis, dit herinner ons wat Jesus gedoen het en is 'n mooi teken vir ons vandag. Hierdie woorde van Jesus was voor sy kruisiging. En hier vir hierdie gehoor met wie Jesus praat, het dit een ding beteken: dood. Christus roep ons, sy kinders, om in sy voorbeeld na te gaan. En dit beteken om te sterf. Ja, nie dalk letterlik vanmôre dat ons lewens moet afstaan nie, maar geestelik. Sterf af vir die begeertes van die wêreld. Sterf af vir die dinge wat God nie behaag nie. Wees bereid om op te offer en alles te gee. Sien, liewe vriende, ons is geneig om die minimum af te staan. Solank ek elke Sondag in die kerk kom, of elke nou en dan hier en daar my Bybel oopmaak en bietjie lees, en is ek goed, is ek reg, is ek meer as wat ek moet gee. Die liewe vriende, Christus roep nie vanmôre vir jou en vir my om die minimum te gee nie, maar alles. Want dink gou vir 'n oomblik as hy die minimum op die kruis moes afgestaan het en gegee het, waar is ons vanmôre gewees het? Maar hy kom gee homself as 'n lewende offer vir jou en vir my sonde. En hy roep ons nou om in daardie voorbeeld na te volg. Ons ken die woorde van Paulus wanneer hy sê, wees my navolger soos ek is van Christus. Christus roep ons om in sy voetspore na te volg. Maar vanmôre, liewe kind van die Here, moet ek en u besef dat daardie voetspore is met bloed bevlek. Dis nie 'n maklike pad nie. Dis selfs nie eens altyd 'n lekker pad nie, maar 'n nodige pad. En daarom, wanneer ons vanmôre onsself met hierdie lied kom vereenselwig, 'n lied van 'n martelaar, kan ons nie terugstaan en sê, ek gee 'n bietjie of die helfte, maar waarlik te sê, I have decided to follow Jesus. No turning back. Christus sê self dat hy wie sy hand aan die ploeg geslaan het en terugkyk, is die koninkryk van God nie waardig nie. Wanneer ons oë op Christus kom rig en ons lewens waarlik aan hom oorgee, is dit nie 'n halwe, geleidelik, gedeeltelike offer nie. Wanneer Christus ons nooi om onsself op te offer, moet ek en u verstaan wat is 'n offer. In die Ou Testament was dit die beste wat voorgegee was. Nie 'n gebreklike stikkende dier wat vir my niks beteken nie, die beste van wat ek gehad het. Dit was 'n duursame offer. Maar wanneer daardie offer op die altaar geplaas is, was dit ook 'n algehele offer. Sien, hy was tot niet gebrand, tot niet gemaak. Die eienaar kon hom nie later weer gaan afval en gesê het, ook verander my gedagtes nie. Dit was 'n algehele, finale, totale offer aan God. En nou kom sê die Here vanmôre, my kinders, ek soek nie jou besittings nie, ek soek nie net jou tyd nie, ek soek nie net jou geld nie, ek soek jou, totaal en al oorgegee. Te maklik wil die kind van die Here kompromie maak, 'n bietjie van Christus en 'n bietjie van die wêreld. Te maklik wil ons tyd afstaan op 'n Sondag, maar wat van die res van die week? Wanneer Christus ons roep hy 'n totale oorgegee lewe, wat voluit op hom gefokus is, die leidsman en die volëinder van ons geloof. 'n Hart wat sê, ek verlang nie terug nie, ek begeer nie na die oue nie, maar ek streef om meer en meer soos Christus te word. En daarom moet ons met vrymoedigheid sal kan sê, I have decided to follow Jesus. Kom ons saam en dan sing ons ook hierdie lied wonderlik saam. Decided to follow
'n vinnige weergawe van hom. So laat ons ook vinnig reageer vanmôre op daardie uitnodiging. Ons laaste lied vanmôre, liewe vriende, is die bekende lied Omdat hy leef, of die Engels Because he lives. En dis eintlik die nuutste lied op ons lys vanmôre, geskrywe deur Bill en Gloria Gaither. En ek wil u aanmoedig, as u lief is vir musiek, gaan luister gerus hulle musiek. The Gaither Vocal Band is Gaither, ja, Gaither Vocal Band, wat kosbare liedere deur die eeue heen geskryf het, of deur die laaste paar jaar, en besonder Bill en Gloria Gaither. Die lied het ontstaan in 'n tyd van groot onsekerheid in hulle eie huislike omstandighede. Sien, Gloria was swanger met hulle eerste seentjie wat op pad was, en dit was in hierdie tydperk van die koue oorlog wat plaasgevind het. Groot onsekerheid het hulle oorval. En Gloria het aan haar man Bill die vraag gerig, hoe gaan ons hierdie kind in hierdie lewensomstandighede grootmaak? Hoe kan ons 'n kind in hierdie lewe inbring? Wat gaan met hom gebeur? Wat gaan met ons gebeur? Gaan ons vir die kind kan voorsien? Is daar vir ons 'n toekoms? En die Here kom gee aan hulle hierdie lied, omdat hy leef, sien ek uit na môre, as 'n verklaring dat God word nie bepaal deur my lewensomstandighede nie, maar God self bepaal my lewensomstandighede. Dat ten spyte van 'n dreigende lewe wat verander, wat soveel onsekerheid inhou, bly God dieselfde. Hy verander nie, deur en deur is hy dieselfde. Hier sien ons uitdruklik hoe 'n gesin hulle hart tot God kom neig en oorgee en sê, Here, alhoewel ons nie weet wat die toekoms inhou nie, is ons in u hand en daarvan verseker dat u voorsien. Die opstanding van Jesus Christus is die groot rede waarom Christene vanmôre hoop kan hê, omdat ons Heiland lewe. Ons hoop lê nie in politiek nie, dit lê nie in die ekonomie nie, dit lê nie in ons gesondheid self nie, dit lê ook nie in hoe voorspelbaar die wêreld vir ons lyk, of ons dinge kan uitleef wat die toekoms inhou nie. Nee, ons hoop lê alleenlik in Christus Jesus. Vanmôre vind ons onsself in baie dieselfde omstandighede. Petrolpryse styg, krag gaan op, werk word minder en skaarser, inkopies word duurder, en ons weet nie wat hou die toekoms in nie. Hoe gaan ons dit deurmaak? Hoe gaan ons vir ons geliefdes voorsien, nog te sê vir onsself? En dan sê woorde soos 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Christus uit die dode. Let op daardie woorde, 'n lewende hoop. Boeddha is in die graf, Mohammed is in die graf, maar Christus lewe. Nie 'n vaal hoop nie, nie 'n wensvolle miskien nie, maar 'n versekerde, omdat Christus lewe. Kom hy terug, kom haal hy my, sodat ek met hom kan wees. Ons het 'n lewende hoop en sy naam is Christus. Paulus skryf in Romeine 8 en hy sê, want ek reken, so hy's besig met 'n wiskundesom. Hy sê ek reken, dat die lyding van die teenwoordige tyd, die swaar kry van nou, nie kan opweeg, gewig gewys, teen die heerlikheid van Christus, wat vir my wag. Sien, Paulus kies om buite sy omstandighede te kyk. Hy kies om sy oë van die tydelike aftaal en te plaas op die ewige, en hy sê, dat al kry ek nou swaar, al gaan dit nou moeilik met my, omdat Christus lewe, sien ek uit vir die dag van môre. Sien ek uit vir die ewigheid wat daar vir my voor is. En so vanmôre, liewe vriende, is daar dieselfde woorde nog steeds lewendig, en ego dit nog steeds as 'n getuienis teenoor ons, maar ook vir ons. Teenoor ons, dat kind van die Here, laat ons nie vir 'n oomblik mismoedig word nie. Laat ons nie vir 'n oomblik afkyk en sê my omstandighede is te groot en te swaar vir God om in te voorsien nie. Maar eerder dat ons opkyk en sien hoe Christus al my uitdagings en probleme op hom neem. Dat hy die een is wat vir my voorsien en deurdra. Hebreërs 13 vers 8 sê Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Ja, tye verander. Mense verander. Maar Christus verander nooit nie.
Daarom hoef ons nie sonder hoop te leef nie. Ons kan realisties wees oor die wêreld, ja, sien hoe swaar en moeilik en uitdagend dit gaan, maar steeds vol hoop wees in Christus. Ons kan die swaar raak sien en erken, maar nie moed verloor nie. Ons kan sê die wêreld verander, maar my Here lewe. Die Here wil hierdie nuwe lied in ons hart ook kom plaas om te kan sê, Here, omdat U leef, het ek hoop vir môre. Ons gaan nou nie afsluit met hierdie lied vir môre nie, hy gaan ons slotlied wees aan die einde voor die nagmaal. My liewe vriende, vir môre kyk ons na Psalm 40 as geheel en ons sien hoe getuig Dawid die Here 'n nuwe lied in sy hart kom plaas het. Nie net 'n lied van blydskap en vrede nie, maar 'n lied wanneer hy terugkyk oor tye van tragedie, seer, pyn, verwerping. Sien dit ten spyte van al hierdie moeilike en uitdagende tye in sy lewe, het God nooit verander nie. Was God nooit ontrou nie en het God nooit sy verlaat nie. So vanmôre kyk ons maar van 5 liedere, bekende liedere aan ons. Van manne en vroue wat getuig van God se grootheid en getrouheid. Daar is baie meer as net agter die mooi woorde en pragtige melodie. Daar is 'n getuienis van 'n grootte God wat nooit ontrou is nie, wat deurdra en voorsien. Vanmôre kyk ons na hierdie 5 bekende liedere en dit herinner ons as kinders van die Here aan die grootte God wat ek en jy aanbid. By John Newton het ons vanmôre gehoor, God se genade is groter as my sonde. By Horatio Spafford het ons gesien, God se vrede is dieper as my pyn. By Fanny Crosby het ons vanmôre gehoor, my sekerheid lê in Christus. Ons het gesien by die lied I've decided to follow Jesus, die Here wat my gered het, het my nou geroep om hom ook te volg, volkome. En by Bill en Gloria Gaither sien ons vanmôre, omdat Christus leef, is daar hoop in my hart. En oor dit alles sê Psalm 40 vanmôre, God hoor, God buig neer, God trek ons uit, hy stel ons vas, en hy kom gee vir ons 'n nuwe lied. Die groot vraag vandag is, wat is die lied uit jou mond? Is dit nog 'n lied van vrees, van skuld, van bitterheid, wanhoop? Is dit 'n lied van terugdraai en moedeloosheid? Of is daar vanmôre 'n lied van God verheerliking? 'n Lied wat uitroep na die Here, wat ons vertrou op hom kom plaas en weet hy is die een wat voorsien en ons deurdra. Nou liewe vriende, ons almal het dalk nie vanmôre die gawe of die talent om liedere te skryf, om poesie so uit te druk nie. Maar vanmôre het ons elkeen die geleentheid om ons stemme te gebruik om God te verheerlik. Ja, deur samesang, maar om te getuig, te vertel en te deel van al God se weldade, sy seëning en sy goedheid in jou en my lewe. Vanmôre as ons opweeg, liewe vriende, die seer en die pyn van hierdie wêreld en die heerlikheid van God wat ons aanbid, sal ons sien daar is nie 'n kompetisie nie. Mag ons vanmôre nuwe hoop en moed skep in ons harte. Mag ons vanmôre weer opkyk na Christus, alle hulde en aanbidding en eer van ons harte aan hom kom bring. Mag hierdie liedere en die kosbare getuienisse daar agter ons herinner, God bly getrou. God is nog steeds op die troon. En daarom mag ons nie stil wees vanmôre nie, maar mag ons harte uitroep, bulder en getuig van die groote God wat ons aanbid. Mag daar 'n nuwe lied vanmôre in ons hart wees, of ons nou vals sing of op noot sing, wat eer en hulde aan ons Heiland bring. Amen. Kom ons bid saam. Vader Here, dankie dat ons in hierdie môre voor U kan kom stil raak, tot U kan kom bid en U naam groot maak. Here, dankie dat ons kan kyk na 5 kosbare liedere, maar nie vir een oomblik, Here, wil ons die aandag van U kom afhaal nie. Ja, dit is wonderlik om hierdie getroue manne en vroue te sien wat hierdie liedere geskryf het, maar Here, elke inspirasie, elke waarheid in daardie woorde, wys vir ons vanmôre na U. O Here Jesus Christus, dankie dat ons vanmôre kan sien, ons stap nie hierdie pad vir een oomblik alleen nie, maar daar is 'n God wat ons wil red, wat ons wil ondersteun, wat vir ons 'n nuwe hoop gee, wat ons roep om hom volkome te volg, en wat vanmôre ons uit die diepe kuil, die moddersluike van hierdie wêreld wil kom haal, en kom vasstel op die rots wat Christus is. O Here, mag ons vanmôre nuwe hoop en moed skep en ons oë net weer opnuut op U kom plaas. Here, dalk het dit gebeur vanmôre dat hier van ons is wat moedeloos begin raak het, wat vrees in ons harte begin toelaat het. En Here, dalk is dit nodig dat daai vrees vanmôre moet vervang moet word met 'n nuwe lied, 'n lied van hoop, 'n lied van blydskap en 'n lied van U grootheid en eer. O Here, kom gee vir ons nuwe moed
en vreugde en blydskap, maar besonder kom gee vir ons vrede om te kan sê, my God lewe. Seën ons nou Here en word U ook verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe vriende,